Kosh Area Gemeenskapsnuus. Dit is Geselsnet Nuus, episode 21. Maggie, verlede naweek. Dis lekker. Was nou so lekker naweek. Ja. Rugby het ons aan die gang gehou. Maar voordat ons die rugby gaan kyk het, Was dit die oggend eers gaan kuier by ons Wyntuin? gaan kuier by Wyntuin. Dis maar lies, nee. Hy Daai traantjies wat sy na die video gehad het, is ja. so lekker. Die wat my opvallend was, wat vir my regtig awesome was, is dat al die mense, al die uitstallers wat daar is, maar Lies help hulle eintlik in die sin van die woord. Dit is hulle inkomste. Ek dink ons het dit in 'n video ook genoem. Ja, okay. So dit is gaan ondersteun. Dit is eintlik wat ek wil sê. Gaan ondersteun hulle want dit is vir 'n goeie doel, maar dit is lekker. Jy was baie impressed met die hamburgers. Weet jy wat? Ek het lanklaas in my lewe 'n burger geëet by 'n stalletjie plek, by 'n uitstalling. Want gewoonlik die burgers is afgejaag en is mense goed dat hulle sommer by een of ander catering plek gekry Ja. en hulle maak dit vinnig 'n burger vir iemand om te eet. Hierdie is handgemaakte patties en burgers en so. Dit is die lekkerste burger wat ek ooit by so 'n uitstalling ding geëet het. Behalwe ek wil dit nie vergelyk aan jou groot kommersiële, maar glo my, van hierdie franchises kan by haar gaan leer nie te maak. Ek is baie impressed. En maar dis nie net dit nie, ek hoor die woestersous. Jo, ek het sy het 'n baie goeie aanbod op dit gehad, prysgewys. En toe dink ek wel, ek gaan nie weet wat om te koop. Die ander is ek try daai, elkeen sê alles smaak en dinge. Maar ek wil ek alles probeer. Ja. So, op die einde van die dag het ek al 9 smake gekoop. En ek moet vir jou sê, dit was nou Saterdag wat verby is, so amper 'n week. En nou 3 bottels is al klaar by my. So, Jo! maar sy sweet chili, sy garlic, sy die gewone woestersous. En ons het actually, ons by die huis kom het ons 'n toets gedoen. As ek dit nou maar so kan stel, ons het ons winkel woestersous gehad in Hare. En nog nooit in my lewe, ek is 'n groot woestersous fan gewees, maar op die einde van die dag toe test ons dit. Toe proe ek dat die winkel woestersous het movie baie as syne. Wat sy nie het, of wat jy nie proe in Hare nie as sy sou hê. So sy definitief, ek dink ons kan haar kontak besonderhede ook hier sit. Ek weet ons het vir al 9 en dit is bottels van 300 ml, nee, kan meer wees, ek gaan jok. Maar in elk geval, ek wil sy ondersteun nou. Sy regtig, ek het 'n foto op my Facebook gesit wat ek die name en die goeders van post het, want Ons sal die prentjie kry en ons wys ons vir ja, ek sal dit weer, dan post ons dit weer. Gaan ondersteun nou, dit is great in daai droewors. Van daai slagterman of wat ook al, daai boer. Dit was baie lekker. Daar was 'n paar stukke, dit is net 'n vleis daar baie lang gelyk het. Sy lang ribbenbout, jong, dit is baie lekker gelyk. Maar weet jy, dit is 'n lekker outing. Al Die paardritte en ons bacon en wat sê nou? Kevin en bacon. Dit is net 'n plaasatmosfeer en ek weet sy wil groter gaan, ons op die dag gesels. En sy het mos vir my en jou gesê, daar kom bietjie gampies en speletjies op vir kinders, so hou maar net Wyntuin in ons plat dop. Ek het nogal gesien, die kinders het mekaar, weet, gejaag en dis laaitjies gemaak. Ja, dis letterlik amper so 'n outing op 'n plaas. Ja. En wat vir my die lekkerste was, in die tuinarea, waar mens lekker kan Net sit onder die bome en Precies. net chill. Dit was baie lekker. Nee, ek weet 'n wender sê bou aan waarmee is. Ons weet ook hoekom, sy het ons verduidelik so. Ou net nou net. As jy nog by Wyntuin was nie, gaan maar Ja. oor. En dan was ek natuurlik nou die middag of namiddag of hoe sal mense nou sê by Hennies alweer. Rugby. Hennies. Ja, ons kon nou nie daar inkom nie want dit is 'n bietjie te besig vol. geweest. Dit is net te vol geweest. Ons het ingekom, gesit ons eers by die kroeg gedeelte, was al ons spot kry. Ek het so gelaf vir Nadine eintlik, want sy sien toe mense is besig om hulle rekening te betaal en sy is by hulle sê, "Hou asseblief tafel vir ons, sal julle sê ons roep." En toe kry ons die tafel. Ja. En Maar julle was 'n paar mense geweest. toe is ons op die einde, julle paar wat toe nou daar saam kuier, maar ek wil weer vir Henny sê, flippin' well done. Regtig. Jou werkers, ek wil nie name uitsonder wat, maar Warren, sorry. Warren, jy is nou maar my writer. Jy kyk, hy is my writer, en toe hy daar my weer sien, hy trek my sommer hallo en alles, sommer of jy klaar familie is, en toe ek ons rekening wil vereven op die einde van die aand, is dit weer 'n ander writer, en hy sê my, Maggie, nee, en ek sê, hoe ken jy my, jy weet, so, hulle mense is hulle belangrik, ja, hulle kos, hulle die full menu nou, so daar is nie meer net van die launch menu nie, Saus en goeders. alles, maar kyk, hulle Kayans en pap het my toe nou gewenk, nee,
gooi net 'n bietjie meer coins in. Hulle het hulle speelplek ook opgeskerp vir die kinders. Okay. Daar is ook meer goed, maar wat vir my awesome was is die kom ons sê vibe van Klerksdorp se mense wat daar gaan kyk. Ek gaan vir jou 'n stukkie video gee wat jy kan vir ons insit. Okay. Toe jy het gesê is reël nommer 8 as die landslied speel. Dan staan jy op aandag. Almal staan op. En jy haal die hoed af. Jy moet jou hoed afhaal want die waiter help jou as jy nie doen nie. En jy sing daai jy kry hoendervleis, jy kry trane, dit is amazing wat daar deur gaan. En toe maak ek die fout en ek hou die hele aand op dat Pieter en Bernardine en wie ewe nou nie uitgevang word nie, word ek uitgevang. En toe moet ek het so lank tradisie geniet op Woolies. En dit is toe nou 'n brandewyntjie en daar moet ek 'n brandewyn daan Maria. Dit ek klag dit iemand toe. So, maar dit is awesome. Jy was by Feathers. Ja, ons eindig toe nog op by Feathers want kyk Johanna se kos is altyd lekker. En hulle is pryse. Daar is baie goeie pryse en daar's 'n hele klomp mense gewees. Dis 'n baie meer bedaarde crowd gewees. Dis regtig baie lekker gewees. Hulle het 'n lekker big screen daarso. So ons kan al lekker rugby kyk. En wie die kos. Mens kan nie ophou praat van Feathers kos nie. Hulle is net maar een van die plekke wat bekend is vir lekker kos, maar daai chicken strips. Sappig. Die meeste plekke wanneer hulle chicken strips maak, is geneig om uitgedroog te raak. Ja, dis waar. Ek weet nie hoe hy dit reg kry nie. Ek het dit al probeer, ek kry dit nie so nie. En ek is jammer, maar in die land is daar niemand wat lekkerder chips maak. Well done, Johan. Johan, julle chips is die lekkerste. Kan nie onthou of dit Katie is of wie was sy kombuis daarmetjie die kop nie, maar ek ken nou ook al jare as sy nog dieselfde enetjie is, maar ek weet hulle die grootste of hulle het groot massive burgers ook daar en dan hulle ontbyt op. Regtig, hulle ontbyt baie goedkoop. Jy kan regtig dalk nie 'n draai gaan maak. En weet jy wat die ding is, toe ons daar gekom het, was daar 'n reuse partytjie gewees en ons sê vir die mense daar, ons wil graag een van hierdie tafels hê. Ja, nee, gee vir ons ons ry. Dis ons nice. weer omdraai soos hulle besig om tafels reg te skuif en skoon te maak. Dis nice. So want ons wou nie die hele tyd by die bar sit nie, want omdat ons 'n paar mense is, wil jy nou nie in hierdie land ons maar so kyk. Ja. En ja, nee, die moeite wat hulle vir mense doen is dis lekker om te hoor. Dis lekker. Ek en jy wil graag met die môre sal weer rugby. Ja. So ons wil probeer kyk watter plekke in die dorp. Ja. As jy ons sien, ons sal weet nie waar ons uitval nie, maar hou ons maar dop. Julle kan altyd welkom vir ons kom. Hallo sê, julle is welkom. Maar julle Rassie het nou baie gaan Peter in die span, maar kom ons kyk wat gebeur. Kyk, hy werk altyd met 'n plan. Hy het altyd nog al 'n plan die man. So, maar ek weet ook môre, die op nie snork nie oeverfees. Ek het foto's op sosiale media gesien met hulle tent op staan. Dis 'n massiewe storie. So hulle verwag baie voete. En daar's baie kunst. Daar's baie kunst. Daar's maar hulle moet op ons wat gebeur waar. Wat gebeur waar? Gaan kyk daar. Publiseer elke Woensdag met 'n lys van al die events vir die res van die jaar. En as jy 'n event het, stuur dit vir ons op WhatsApp. Ja. Stuur dit vir Maggie, besonderhede is daar en kom loer gereeld in. Want ons post elke week 'n nuwe ene wat ons die ou events afhaal en 'n nuwe ene opsit, dan kan julle alles dophou. En ek weet Dirkus die dokter van Weshuis het aan maar verder gaan ek praat met mense moet gaan kyk. Ja, en jy kan julle tekkies warm dans daar. So hier maak 'n nuwe restaurant by ons oop wat hulle eintlik dis nie kom ons dit is 'n nuwe restaurant. Ja. Dis 'n ou naam. Ja, kom ons sê dit so. Ek het al verbygery, dit lyk baie amper sê eksoties, maar dit gaan nie, dis eksklusief. Dit is 'n regtig glasvenster. Dit lyk mooi. Hulle het daai hele fontein area daar weggevat. Ja. Dis alles baie mooi. Dit lyk soos 'n stad. Wie gaan dit by ek het gesien het, is dit voel amper asof jy by Sun City instap. Absoluut. En as jy hier kan sien die ligte in die aand, dis verskriklik mooi. En dis Rosemary's. Hulle maak Sondag oop. Ja, Rosemary's. Hulle het 'n buffet ete daar waarvan jy 2 verskillende spyskaarte het. So ek kan amper sê, ek weet Priscilla sal my vergewe, die Indiër ene en die boere ene. En daar is verskriklik baie kos en puddings en goed wat jy gaan kry. Ons sal dit ook plaas, jy kan gerus loer daarna. Hy maak Sondag
maak 'n oop hek glo en moet obviously bespreek, so kontak hulle betyds. Ons is op 'n praat van kos, ek raak nou honger. Okay, dit is Vrydag, nie? Dit volgende week is daar nou nog ook hierdie lekker kosfees by die Portugese Ja, ja. Jo, Waar hulle gaan groot wees. kos en nog kos. En als Griekse kos. En as En als Griekse kos. Nou, ek dink ons het al die baie lekker goed gesê, hè? Maar ek gaan nou laat ons mou. As jy hoor wat ek Mag sê. ons mou. Ek dink ons mou. Okay. Watter kant van die moun gaan ons begin? Gaan ons aan my kant van die moun begin of gaan ons aan jou kant van die moun begin? Ek dink kom ons mou 'n bietjie by jou, want weet jy wat, ek kan nie glo. Ons het nog nie gepraat van Die munisipaliteit nie, dis nou net wat ek wil sê. Ek kan nie glo waar jy nie so die munisipaliteit nie. Ja, maar ons het is dit goeie nuus. Ons het nuwe ding. Kyk, hierdie week gaan alles oor nuwe dinge. Nuwe goed. En ons het nou 'n nuwe burgemeester, 'n nuwe mayor. Maar hy was al in die nuus gewees. Ek moet oppas maar die mense het al gesê, maar die manier wat jy glimlag sê vir ons hier kom nuus. Minister. Meneer Frikkie Maslope. Fikile Maslope. Ja maar, Frikkie. Maar Lekker, Lekker ou Frikkie. Fikile Maslope wat hy was ons elektrisiteit counselor gewees het wanneer die elektriese alle kabels het so gesteel word in Swartstraat. Hy is die ou wat hulle gaan bly vervang, maar nooit regtig iets doen om seker te maak. Nou nog maar. Worry nie. Ek wonder of hulle dit daar net neersit sodat dit gesteel kan word. Ek begin nou wonder of hulle dit doen omdat hulle maatjies het. Sorry to say, want dit is hoe ek voel. Elke tweede dag op ons groepie word daar gesê, ons het kabels gaan lê. Môreoggend is dit weer gesteel. Ek val van 30 meter dink ek of iets in. Ja. So ons munisipaliteit het baie geld want hulle kan elke tweede dag nuwe kabels lê. Kabels. Hoekom maak hulle nie toe? Hoekom kry hulle sekuriteit nie? Dit ek verstaan nie. Vir die mense wat nou wonder, maar wag 'n bietjie, Fikile Maslope, klink hierdie naam nie vir jou bekend nie. Ja, ons het hom al van tevore in die nuus gehoor. Okay. Onthou jy vir wat was ons municipal manager wat gearresteer is en haar suster? Oor daai huis verniet dit en al daai goed. Lesego Sometso. So ja. Sy en haar suster is mos gearresteer Ja. vir daai huis, daai Ja. $1 miljoen huis waar hulle in Boetrand Randallspark. Boetrek. Dit was ou groot. Ja, hulle bly in 'n huis daar in Randallspark. En hulle sê hierso, sy is mos uit op bail Ja, dis van reg. R20.000 en haar suster op R10.000. The bail was paid by her legal spouse, Fikile Maslope. Toe ons Ja. nuwe man in charge. Ons nuwe mayor is die man van die municipal manager wat gearresteer is vir Is hulle getroud of is hulle net saam of hoe werk dit? Die hof sê dit is haar legal spouse. Ons weet nie wat die boyfriend-girlfriend storie is en of hulle nou actually getroud is nie, maar ja. So interessantheid daar. Word daar nie sorry, dit is nou weer 'n stupid vraag van net 'n blond. Word daar nie huiswerk gedoen oor hierdie tipe van goed alles geskiedenis wys voordat jy iemand so groot posisies gee? Ek dink die daai mense in daai afdeling van die regering het 'n saak daarmee nie. Ek weet nie, bly hulle nog in die huis? Wat Nou, dis 'n ander vraag. Ja. So ja, interessant here daar. Maar Okay. vra. Vraag. Ons moet baie vra in hierdie episode. Want Daar is alles- baie vrae, dis kom vir jou gesê klagtes. So En weet gaan jy wat, net die beste van alles is, wat lekker vir my is, dis nie ek en jy wat hierdie goed gaan opgrawe het en besluit het, nou peper ons die mense met vrae nie. Mense het ons hierdie week mal gemaak, né? Ja, kinders, Jo. nou ons doen dit. Ons voel amper soos Carte aanbieders van blanche. carte blanche, ja. Die gaan ons en ons moet baie mooi ek sal nie kwaai. Jy sal nie kwaai nie. Rudolf Langman. Maar Hier wat Rudolf Langman se stem het my altyd kwaad bang gemaak. Ek het nou eendag gesê, as iemand my moet bel en klink soos Rudolf Langman, dan gaan ek baie bang wees. dat dan hardloop weer. Dan hardloop. So ek gaan jou prank eendag daar. In elk geval. My ding is ons het hierdie week vir mense gesê luister, ons gesels oor die nuus, julle moet dit asseblief baie mooi verstaan. Ons bring nie nuus nie. Ja. Ons gesels daaroor. En dan die mense tog gesê, maar dit is wat ons wil hê julle moet oor praat. Ja. So ons moet baie versigtig wees met ons wil nie spekuleer nie. Ja, So absoluut. As die mense ons bel maak ek en jy vir ons feite reg, ons kry ons bewyse bla bla bla.
en dan bring ons 'n storie. Maar ongelukkig, daar is 'n bietjie spekulasie wat mense maar moet inbring. Natuurlijk. Maar ons bevraagteken die spekulasie. Dis wat Dus ons nou vra oor die spekulasie. Kom ons vat die groot spekulasie issue hierdie week. City Mall. Wat het daar gebeur? Want daar is nou 10.000 stories. Ja, erg. Op 5 Julie, dis nou verlede Vrydag. Vrydag, ja, Vrydag. ja. Het daar 'n klomp mense opgedaag en ek het die ding hierso, nou ek kyk na die City of Matlasara Municipal Updates. Gaan na die Facebook groep page toe, dan gaan julle dit daar lees. Hulle het 2 verklaringe daar uitgereik oor die City Mall. Okay, ek hoor jou. Maar die 2 verklaringe stem nie eens een Saam nie. Hulle stem nie met mekaar saam nie. Want die een het gesê dat hulle die Local Economic Development Directorate daar gehad en hulle die SAPS en Home Affairs. Maar nou, maak nie saak. Dis weer. En toe later lyk my het hulle tot die Assistant Director of Fire and Rescue, Mr. Stephen Pato, ook daarin gekry. En dis hy wat onder Disaster Risk Management Act 57 of 2002 en South African National Standards Act 10400 verklaar het dat die mall toegemaak moet word. Daar en dan toe mos met die media TV. Omdat ek weet nie hoe nie, want daar's geen vooraf regtige inspeksie gedoen om te bepaal of daar regtig gevaar is nie. Hulle het bepaal daar is 'n gevaar. Op wat hulle gesê het en dis nou waar die spekulasie in Begin en daar 'n kraak is. Maar die kraak is toe net 'n expansion. Ja. Wat wel deur strukturele ingenieurs bevestig is en die mall het vir ons 'n verklaring gestuur, 'n persverklaring met die besonderhede en alles, ek gaan nou vir julle daar op skerm wys. En dis bevestig, dis 'n expansion joint, daar's niks daarmee fout nie. Dit is daar gesit omdat die hele mall en baie groot gedeeltes van die middedorp op 'n ondergrondse rivier nou al is. Daar's 'n fontein. Jy weet daar 'n permanente pomp binne die stadsaal. Ja. En jy kan as jy aan die agterkant van die stadsaal is, as jy nou die wende gehad het, kon jy dit sien. Ja. Jy kan as jy die gat oopmaak en die water daar's 'n fontein. sien en altyd fontein. Daar is Skoon water. Ja, skoon water. Daar's 'n hele fontein. Het jy die aanvalle gesien op baie Facebook toe hulle nou sê van toe maar daar's Spaza shops en daar's ek het nog nooit 'n Spaza shop daar gesien of dit was baie lank terug daar. Daar was 'n beplanning gewees om miskien uit te brei op klein winkeltjies. Okay. Maar die mallbestuur en die eienaar van die mall het dit gesien en gesê hy's nie gelukkig met hoe dit gebou is. Dit gaan nie werk nie. Haal dit alles uit. Okay. En die kontrakteur was juis besig om alles uit te haal. Wow. Toe die klomp mense nou daar opdaag. Met die ek hoor, ek verstaan. Okay, en toe stoomrol die ding en raak 'n snowball. Exactly. En dit voel asof iemand nou Spatvol is? spatvol was. Kom sê spatvol. Toe is daar 'n opvolgverklaring op hierdie City of Matlasara Municipal Updates waarin hulle gesê goed, die mall gaan nou weer oopmaak en alles die maandagoggend. En hulle noem nou glad nie meer daai kraak nie. So sorry to say, hulle het net 'n rede gesoek om hulle Dis te amper maak. asof hulle dis hoe dit voel. En ek voel dat die mall se mense onnodig aangeval word. Ek ken nie die eienaar nie. Ek ken niemand. het ook nie idee Dit maak nie vir my saak nie. Dit gaan vir my dit is tenants, dis besighede, dit besighede wat wil besigheid doen. Ja, hulle het nodig by income te kry. En dat hulle onnodig aangeval is en ek dink die mense wat kommentaar gelewer het of jy nou shopping doen by die ek weet nie wanneer laas is Ek was baie lank terug daar. Dis Dis nie my winkel waaroor ek mal is, maar Ek maak dit my saak nie, dis nie my soort shopping plek Ja. nie, so ek gaan nie so toe gaan nie, maar ek het niks teen hulle nie. Ja, Ongelukkig absoluut. is hulle in my opinie onnodig aangeval en baie spekulasie. ek dink net aan daar's 'n tyd was daai winkel daar by die lekker samosas en paadjies en goed. Nou kom hulle nou sê vir jou, sit af. Wat as jy goed in die internet? Exactly. Ja, Moet jy nou dadelik afsit en tough luck vir jou, hoeveel jy nou nog in daai proses ook verloor. So het dan nog dalk skade op. Ek dink mense moet net begin 'n bietjie paar dinge deurdink en ophou die hero van die dag wou wees om
Dit klink erg, maar sorry, dit is weg. Dit voel vir my ons het mense wat in die munisipaliteit werk wat Die mag. behep raak met die mag. Jy het net so gepraat van geldmors. Hier's 'n baie interessante ding waarop ek afgekom en ek hoop van harte hierdie is 'n groot fout. Want ek gaan nou die prentjie vir julle op die skerm sit. Vacancies at Matlosana Municipality. Nou, hierdie closing date is die 14de Julie, dit is nou nie lank op nie, maar hulle soek na 'n general worker in Klerksdorp. Dit is 'n kontrak vir permanente persoon. Your responsibilities will be perform general labor tasks as assigned by supervisors, maintain cleanliness, orderliness in work areas, assist with the loading and unloading of materials, and follow safety protocols and guidelines. Met ander woorde, hulle soek 'n general worker. Dis basies 'n skoonmaker wat 'n bietjie spierkrag het om 'n boks te twee. Of die toesigte uit word. Nou wat sê jy dink is 'n normale salaris vir so 'n tipe persoon? As mens kyk na wat ons werkers kry in ons huise, dan kan ek dink meer as R5,000 miskien meer. R10,000 'n maand, is dit onbillik? Wag, kom ons maak dit 20. Ag, 30,000 'n maand. Wag 'n bietjie. Hierdie ding, volgens hulle, is die minimum salaris R1.24 miljoen 'n jaar. Met ander woorde, meer as R100,000. Wat maak ek nog 'n geselsheid? Wat maak ek nog 'n geselsheid? Ek gaan skoonmaak vir ek en jy moet gaan skoonmaak by die City Matlosana. As dit 4 dae net, die 14de sluit dit, gaan ons aansoeke stuur. Nee, Maggie, ons is vandag by die 12de. So ons het 2 dae. Ons 2 dae. Vandag is CV's. Ek raak so opgewonde, ek kan nie eens Ek gaan vir julle die link stuur, dan kan julle self gaan kyk. Oh my word, Ek hoop iemand het 'n fout gemaak. Ek dink foutjie ergens, want as daai nie 'n dik foutjie is nie, Rian, het ek my spekulasies omtrent dit. En dit ek seker nie die reg om te sê vandag op hierdie kamera wat ek wil nie, maar ek dink ons almal kan maar dalk dink. Ja. He's something fishy. En dan 'n stukkie goeie nuus van ons polisie af. Dis 'n police statement. Hulle het in 'n joint operation met die Provincial Anti-Gang en 'n paar ander organisasies 4 manne gearresteer. Nou, aanvanklik wat gebeur het is dit begin by 2 manne wat by die taxi-rank by wat is dit? Ja, in Joburg by Extension 19 by die taxi-rank konstruksiesite. Het hulle 2 manne wat die site manager en mense wat daar werk gedreig het en by hulle geld gesoek het en werk en al dit was basies extortion. Toe 'n opvolgoperasie het hulle totaal van 4 mense gearresteer wat betrokke is by hierdie gang aktiwiteit, kan mense dit nou maar noem. Toe blyk dit dat een van die mense wat hulle hierso gevang het is presumed to be the leader of the Al-Qaeda gang. And were also linked with 4 separate cases of murder, which were allegedly committed in October 2023 in Joburg. So, goeie werk, polisie. Hulle is daarom gevang. Ja, hulle is daarom gevang en hulle verskyn blykbaar vandag in die hof. En ons gaan nou maar dophou of daar verder in dies daarop uitkom. Hulle het ook 'n Toyota Hilux en BMW voertuie gekonfiskeer. Maar soos hulle hier sê, the arrest will, without doubt, send a clear message that criminality, including at construction sites, will not be tolerated. Wel gedaan, SAPS. Ja, nee, dis al nies. Ek hou van hom, SAPS is Ja, elke episode moet ons hulle doen hulle bes. Jy weet, hulle doen werk en hulle moet erken word wanneer hulle goeie ek stem saam. Ons kan nie net maar net soos daar goeie mense is wat goeie werk doen in besighede, hang dit af watter mense jou afkom. Dis nie waarheid daai, Rian, maar nou was 'n geval gewees van Japon die week. Ons het hulle al geprys vir hulle goeie werk, maar goeie mense by Japon. Ja, kyk, jy kan nie almal onder dieselfde kam skeer nie. Dit is jammer. Japon het goeie afdelings, slegte afdelings, pyk afdelings en minder ek is net hier vir werk. En ongelukkig die week of laasweek wat verby is, was daar 'n insident van 'n man wat hulle bed nodig gehad het. Die man sal klassiek en het hom net gaan damp. Maar sodra baie meer inligting omtrent dit het, sal ek gesels daaroor. Maar dit is my hartseer. Want waar het jy jou beleid afgelê dat enigiemand wat mediese hulp nodig het, sy tot die wintereinde toe help? Nou, hierdie is 'n ontwikkelende storie. Ja. Ons het nog nie al die feite, ons wil graag meer ondersoek doen, maar Maggie, gee vir ons 'n bietjie agtergrond. Wat het daar gebeur? Ek verstaan die man was baie siek. En hulle het hom Japon toe gevat. Hulle het hom opgeneem. Hy het bedseer wat gate inval en so aan.
en hulle het na die man gekyk en daar's gevra, hy moet so pomp, ons wil na hom kyk. En toe hulle nou die bed nodig het, lyk my al van hom vergeet. Maar toe hulle nou die bed nodig het, toe het hulle mooi om 'n ambulans gelaai, met sy sonder tandepas en goedjies, net kom sê maar net hempie gedoen, kom ek sê praat, ek is nie 100% seker wat ons by wat, en hulle het hom net gaan aflaai op die sypaadjie en gesê, okay, kom maar. Op die sypaadjie. Maar hy is toe nou weer gekry, die goeie Samaritaan het gebel om op te volg, gaan het met hom, hy is weer gekry en hy is toe weer opgeneem en daar was 'n hemselbekleier uitgewees, want sy het haar mond opgemaak en sê, luister, sy Ons wil nie sê wie nie, maar dis haar. Ja, ek gaan nie sê Dis op wie die nie. vingers getik. Maar hulle is getik op die vingers, hulle het op die einde hulle samewerking gegee, soos ek verstaan. Maar ja, ek dink dit hang af met wie jy wanneer waar werk. Is hulle al moeg, is hulle al, I don't know, ek weet nie hoe. Kom ons stel dit so, vir die goeie mense by Tsepong, baie dankie vir die goeie werk wat julle doen, Ja. en vir die mense wat nie hulle werk doen nie. Pick up. Want Japong is besig om regtig 'n baie goeie naam oral te maak. Ja. So moenie, Ons het nie slegte appels. ek wil nou net sê, daai 1 of 2 appeltjies wat sleg is, kom aan, moenie die hele instansie beïnvloed nie. Dan het ek nou, soos jy weet, het ons hierdie week het ek so kind of, ek gaan nie sê bekleierery nie, maar mense wat my weer misverstaan het op Facebook, wat ek iets probeer goed doen het, en toe is hulle op my, en toe sê ek, luister, stop het, wees gaan net hierso. Die wat my Facebook het, sal weet presies waarvan ek praat, en ek gaan hulle naam noem, dit is die Kos Mamas in Nood. Hulle probeer 'n baie goeie werk doen, regtig. Maar ek wil sê, as jy veral so tipe ietsie doen, 'n instansie waar jy 'n gemeenskap help, daar's wette betrokke. As jy die oomblik wat jy van die publiek iets afvra, tree jy in 'n wet wat jy moet gehoorsaam. En as jy nie, ek is een van die mense. As ek jou wil help, gaan ek eers op jou bel. Ek investigate, ek word die FBI. En ek gaan kyk wat jou nommer, waar is die adres, wat, want is jy geldig, is jy legit? En as ek seker goed nie kry, dan begin as ek 'n rooi vraagtekentjies by my opkom. En dan begin ek nou, wat gaan hier aan? En Ek wil gaan onderbreek. 'n Mens moet onthou, dit gaan alle, want sodra jy hierdie tipe goed doen, gaan dit oor transparency. daar sy. So, ek het toe nou die post gaan share. Ek was eers ongelukkig oor die situasie van die geval. 'n baie goeie vraag wat by my opgekom het en toe ook by iemand anders is, as kinders in pleegsorg gesit word, nê? Maggie, voor ons aangaan, gee vir ons gou die saak. Okay. Waaroor gaan dit? Die storie het gegaan oor dat hulp gevra vir 3 kinders wat se mamma hulle by, ek verstaan, 'n scrapyard gelos het. Ek moet nog ingaan om te bevestig sy definitief van scrapyard. Kom ons gee maar die storie soos hy nou Soos hy verskyn. versprei het. En hulle het hulp gevra vir die 3 kindertjies. Okay. En die hulp het ingestroom. Kyk, dis een ding, dankie gemeenskap. Joh, as daar hulp gevra word, spring julle. Ja. En maar toe dan mense begin vra, waar toe kon ons dit vat? Waar's julle? En toe dink ek, ja, jene, hoe vra jy hulp? Maar jy antwoord nie die mense nie. Die grootste vraagteken was, Daar's nie 'n nommer nie, daar's nie 'n adres nie. So, onthou nou, ek help nog op baie instansies. So my gevolg is eers wat deur my kop kom, is jy antwoord nou nie daai skenker. Nou skenker gaan voel, weet jy wat, ek het nou nie tyd tot jy my eendag laat weet nie. Wat die mense nie verstaan nie, ons is afhanklik van 'n skenker, nie hulle van ons nie. So, lang storie kort, is dat 'n ongelukkigheid en dan word gesê maar die mense werk die hele dag, wat ek begrip het nie. Maar dan moet jy in jou post sê, mense kom antwoord julle na 5. En stel tye op. ja, en toe die telefoonnommer wat toe nou vir my verskaf word nadat ek nou query, kom ek toe nou by 'n verkeerde telefoonnommer en obviously ek bly mens. Ek werk met hierdie goed daagliks, so ek weet waar rooi tekens vir my gegil word. Al het hierdie dame regtig, ek verstaan, heel onskuldig dit gedoen. Sy wil regtig net help. Maar bedoel ek, dis wat ek altyd sê, Die bedoeling is reg, maar maak seker jy ken die wette. Maar die mense wat die bedoelings goed het, kry altyd die seerste. So as jy nie 100% seker van jou feite is, pas op. Maar okay, langs die kort, die kinders is toe nou pleegsorg en wat. Wat hulle besef nie is, die foto's en goed wat geplaas word, dit belemmer die saak vir die pleegouers om dalk hierdie kinders te kan behou. Okay? Dis punt 1. Punt 2. My vraag, as jy 'n kind in pleegsorg sit, maak nie saak wat nie, is daar welsyn betrokke ensovoorts. Welsynwerkers en hulle is geregistreer en proses. Dink jy, ja, as ek jou so kan vra, dat hulle kinders in iemand se pleegsorg gaan sit wat self sukkel? Of Ja, dat sal ek. nou, hoekom vra hulle die gemeenskap vir klere?
baie goeie vraag. Verstaan jy? Ek kan nie dink dat hulle net die 3 kindertjies gaan damp en sê, daar sy kry vir julle nie, daar's nie kos in hulle huis, wat ook al nie. Mense word ondersoek. Kan jy daar na daai kinders kyk? Die eerste vraag wat ek gevra is, wie is daai welsynwerker? Dit was ons vraag. En so ek gaan nie sê sy skelm nie, julle moenie my misverstaan in hierdie ding nie. Hierdie mamma of hierdie dame probeer haar uiterste bes. Sy weet nou. Dis 'n storie wat ook maar by haar uitgekom. Daar sy. En sy het net probeer regtig help. En ja, okay, ek wil nie oor die situasie praat in die sin van om dit sleg te maak nie, glad nie. Ek wil probeer sê, as jy wil help, moet jy bereikbaar wees. Op jou page, of verkoop jy 'n produk, want is jy nie 'n NPO nie. In eerste plek, as jy wil help, probeer my NPO geregistreer wees op NPC, geregistreer wees, probeer. Want jy kan net mekaar geruk word. Jy bedoel goed, maar as jy nie hierdie goed agter het, jy kan die seerder kry dat jy goed bedoel het. So, of verkoop jy ietsie, sit 'n telefoonnommer by, sit 'n adres by waar ek kan gaan haal, of aflaai, of wat ek wil, en as jy vra, moet jy kan antwoord. Ja. So, En vinnig ook. en vandag, en as jy nie kan nie, sit in jou post, mense, ek beloof ek kom terug na julle toe. En namelijk vir die Facebook mense sê, moenie my aanval nie. Ek het redes hoekom ek vra, ek het redes hoekom ek 'n post sal in dit doen, en nie om jou seer te maak en mee te help. Ek is nie daar mense seer te maak nie. Maggie, weet jy, nou sê daar mense, maar ek het nie geweet nie. Ek het nie geweet hierdie wette bestaan, of dat ek moet registreer. Dan moet jy nie in begin. Maar, hier is nou 'n ding wat jy moet onthou. Die hof sê, ignorance of law is not an excuse. Met ander woorde, jy kan nie sê, jy het nie geweet. Weet nie, Dit is exactly. jou verantwoordelikheid as publiek om seker te maak dat jy uitvind. As jy gemeenskap wil help, kontak eers ander mense wat soortgelyke organisasies en vind by hulle uit wat die proses is om so tipe proses om mekaar te kry, Ja, projek. om jou bas te Moenie sommer net 'n projek begin en jy dink jy weet alles nie. Maak seker dat die wet gedek word. Kontak die SAP SAPD community center en vind uit by hulle, is daar enige wette waaraan ek moet voldoen voor ek hierdie tipe projek en dan ook jou munisipaliteit. Kontak jou munisipaliteit se hulplyn en vind uit by hulle. Maak nie saak, moenie vir my sê ja, maar die nommer lyn net nie. Ja, bel jy weer en weer en weer of jy gaan soontoe en vind uit. Maar maak seker you've got all the bases covered. En as jy nog nie geregistreer is, jy wil regtig so graag help. Ek herhaal myself. Kontak die bestaande NPO's in die dorp en sê vir hulle kan ons help. Konstantande. Jy 3 kinders het nodig. Het hulle klere wat ook al. Raak ek betrokke met mekaar. Of kan ek ook voorstel, as jy 'n projek wil begin, kontak 'n bestaande NPO en sê vir hulle ek wil hierdie projek begin. Kan ek hande met julle vat om dit te doen namens julle, saam met julle, of kan julle vir my help om deur die proses te gaan om dit heeltemal apart te kan doen? En glo my, hulle gaan definitief, dis hoekom hulle daar is vir gemeenskapshulp. Okay, kom ons beweeg aan van daai storie. Maar net om op te volg, daar is 'n by mekaar, hierdie ding gaan nie doodloop nie. Nee. Daar is 'n by mekaar kom sessie wat beplan is om hierdie ding uit te klaar. Ons sal volgende week 'n opvolg met dit definitief, ek beloof dit. Daar gaan 'n opvolg kom, dan kan ek vir julle 'n bietjie meer Dan moet net seker gemaak word vir sekere feite en sovoorts en net so dit is nie 'n ding wat net in die lug gegooi is en daar hang nie. En ek sê weer, moenie gaan klippe gooi vir hierdie instansie nie. Regtig? Dis nie hulle skuld nie, hulle het regtig probeer help. Dit is bevestig, dit is 'n bestaande regte mense. Dit is net 'n bietjie onkunde miskien. Ja, kyk die ding is, in vandag se lewe kry jy so baie vinnig scammers dat jy moet seker word en ons het al op ons sal weer praat volgende week. Okay, in elk geval. Ons het 'n klagte gehad oor die Matlosana Mall. En ek stem 100% saam met die klaars saam, want ek was self daar laas naweek, nie wat nou verby is nie. Ek praat van laas week, ekskuus. Daai musiek is iets verskriklik. Ek weet, Maggie, ek moet ongelukkig erken. Daar is 1 of 2 winkels waar ek het skoene gaan soek 'n ruk gelede. En die een winkel waar ek ingestap het, was die musiek oorverdowend. Ja, jy kan nie mekaar hoor nie. En weet, mense verwag wanneer jy inkopies doen dat dis rustig.
ek noem dit elevator Ja, music. sy. Jy gaan dit ontspan. Jy gaan nie so om te dans en mal te Ja. raak en dis nie Hennies. Daar sy. Daar sy. Terwyl van die musiek baie harder is as van die Hennies. Maar en dan van die winkels is En verstaan jy van hulle toe? warm. Ja, maar behalwe daarvoor, Dis wat ek ekskuus Rian, ek wil lelik in die rede. Dis wat ek nou vir jou wil sê, weet ek kry ek uit. As ek in die winter warm kry in 'n winkel, wat sê dit vir jou? ja, presies. Dis erg. En jy ruik. Jy weet daar was lank terug bietjie ventilasie daardeur of iets van jy kan nie ek praat nie van stinkreuk nie, ek praat van jy ruik. Daar's nie suurstof nie, jy weet. Ja. Dit is nie meer 'n plesier nie. En ongelukkig is daar in een of twee van die winkels van die staf wat bietjie nors raak Glad oor hulle kliënte. Daar's nie meer daai kliëntediens nie. Nou, ons gaan nie net klaar nie, ons wil dit nie net eensydig hou nie, ons wil nie Matlosana Mall aan spreek daaroor nie. Wat ek gedoen het is ek het Matlosana Mall Management gekontak en met hulle in 'n mooi brief verduidelik wat hierdie probleme is en hierdie klagte wat aan ons gestuur is en hulle kon ongelukkig, want hulle het gesê baie van hierdie goed is goed waarvan hulle nie bewus was nie. Ja. Hulle is nie bewus. Kyk hulle werk daarop. Hulle werk elke dag hulle is nie elke dag op die vloer nie en mense gaan nie na hulle toe nie. So die belangrike ding is as jy 'n klagte het, gaan na die winkel, die mall bestuur toe. As jy nie hulp kry by die bestuur van die winkel waar jy was nie, gaan na die mall bestuur toe. Hulle het 'n nommer daar wat jy mens kan kontak. Baie vriendelike dame. Dametjie wat met ons gesels het, ja. Maar ons het 'n vergaderingkie, want sy het my uitgenooi na 'n vergadering om met haar te bespreek, hierdie probleme te bespreek. So as julle enige ekstra goed het, al mens stuur dit vir ons, dan kan ons dit met haar bespreek volgende week en dan volgende week Vrydag gesels ons met julle met 'n bietjie terugvoer van hulle kant af om te sê wat hulle kan doen en wat die publiek kan doen om vir hulle in te lig oor hierdie tipe probleme. So ek weet dan level the playing field. Dit is nie net iemand wat kla en jy kry nie 'n resultaat nie. Kyk, ons het 'n bag vol vandag. Nou my mond is so seer. Ek is nie dik ek oor die nuus nie. My mond is so seer. Maar kan ons 'n paar punte hê? Praat jy wat dan het? Hey, man, daar weet ek nog. Dan praat sy. Almal is bang vir 'n tand. Overland Lifestyle het toegemaak en daar was verskriklike ongelukkigheid daaroor en almal wou vra en almal wou weet en ek het met Victor gepraat en ons 'n week verdaal vir ons want dit is my shop daar gewees en jy het ook van hulle gehou en die lekkerste atmosfeer om in en dit was so skoon en netjies en op die regte plek geleë en hulle sondaeetes was goedkoop en goed en dis waar die probleem lê. In ons ekonomie, jy weet dit raak swaar. So hulle het so hard probeer om vir ons gemeenskap al goedkoop goed te gee en laat ons kan koop en goed. Laat dit ongelukkig nie meer kon gebeur nie. Hoe kan ek sê? Ek dink jy het genoeg voete gekry deur die winkel. Ek dink jy het genoeg ondersteuning gekry. Ja. Maar ongelukkig die ekonomie is in so 'n aard dat mense nie meer soveel geld het om uit te gaan na sulke besighede en weet nie hulle te ondersteun. Dan gaan net elke dag koop hulle nodig stel. Hulle kan nie meer regtig die besigheid help lig en jy kan nie 'n convenience store 'n salary, 'n inkomste gebruik om daai klas van gaan te doen. En die ding is die plekke vir duur vir hulle hier. Ons het al daaroor gesels. Maar my beroep is die volgende. Kom ek begin eers so. Overland, dankie vir die tyd wat hulle vir ons gemeenskap daar was. Daar is nog Overlands. Dis nou nie daai net toegemaak ons al die Overland winkels toe nie. Die groot een is nog daar in Urania wil ondersteun hulle gerus. Regtig hulle goed bly nog goedkoop. En dan het ek 'n beroep. Die mense wat in daai winkel gewerk het, hulle is werkloos. Hulle kon ongelukkig nie anders nie. So as jy weet van 'n kassier deur tot Bianca wat die winkel daar geran het, sy het ook werk nodig. Dis hartseer, maar dit was buite hulle beheer. Dis reg bly gee daar vir Bianca. Ja, sy kyk wat het sy gedoen. Gaan kyk op Overland se page hoeveel sy dit gepromote het en die vriendelikheid en weet lang ure die WhatsApp. Ek het vir al WhatsApp wat wanneer ons kos bestel is van vriendelik. En wie wat praat van die kassiere.
Jy's elke keer met 'n smile gegroet. Dis seker die vriendelikste. Ek wens ons kan hulle by ander winkels Inkry. Wat juist mense nodig het, die vriendelikheid. Die 'n kok, 'n bakker, alles regtig. Ek vra mooi, as jy by jou plek of jy weet van iemand, kontak hulle asseblief en sê vir hulle luister ons het werk. Dan wil ek volgende week, ons het 'n baie lang nuus hierdie week, so ek gaan nie hierdie week aan die Trauma First Responder raak nie. Ek wil graag oor hulle praat. Ek het 'n bietjie hierdie week gesels met mense daar en hulle doen 'n onbaatsigtige werk. Hulle deel met trauma wat ek gehoor het wat hulle dinge doen wat ek dink, what? Ek wens ek het 'n bietjie meer van hulle geweet. Teddybere. Ek gaan volgende week onthou ek gaan oor teddybere praat. So ek wil die aanroer. Maar nie van die week nie. Ons praat te veel. Ons nuus is bietjie Ons het baie nuus. Dan gaan ek afsluit. Ek het in my Facebook gesit my 50ste verjaarsdag projek. Ek wil vinnig kortliks ek het 'n video gaan kyk. Ek gaan nie alles verduidelik nie. Ek het 'n video op my Facebook gaan loer asseblief daarna. Ek word die 21 September 50 en ek het besluit ek wil nie hê nie, ek gaan gee. Maar ek het julle hande en julle hulp nodig. En daar's 'n hele paar wat wil gee. Maar gaan luister die video dan gaan hoor jy wat ek wil doen. Ek wil nie name noem nie. Maar ek wil nie gaan en sê, hier is ek en ek pas my foto en ek gee vir my jou pakkie nie. I don't want to do it. Regtig Rian, ek kyk in die vorm van stap ek sê in Mini Pick n Pay en ek sien daar's 'n dametjie wat net 'n pakkie maalvleis en 'n broodjie het. Weet ek sy is honger en dit is haar aand se kosies en ek wil vir haar sjokolade en laai en ek wil dalk vir haar melkie bysit en goed en haar rekening betaal sonder om te worry. Dit is die diepe van ding waarna ek kyk. Ja, ek het 'n soortgelyke idee 'n ruk gelede vorendag gekom, maar ek het dit nooit uitgevoer nie, maar ek dink ons moet kyk daarna een of ander tyd om te gaan na klein winkels toe. Kom ons vat Spar se voorbeeld. Managers weet wat se kliënte is. Ja, dis goed. Ja, ons leer. Ek het in daai industrie gewerk jare gelede en ons het agtergekom wat 'n kliënt jy leer hulle ken. Ja, hulle ken. En dalk vir hulle vooraf klaar vouchers. Hulle sê as daai kliënt weer kom, dis hulle voucher. En ek hou van die idee wat jy sê voor vouchers en dan voel hulle nie sleg nie want ek het uitdruklik in my video gesê ek gaan nie foto's neem nie. As jy van my verwag ek moet 'n foto neem om vir jou te bewys waartoe jou geskenk of jou geld gaan, moenie vir my skenk nie. Ek voel net dit wat ek gaan doen is nie om te wys ek did 'n good job nie. Sorry, ek gaan doen dit in die jare tyd. Die een dit staan nie by blokkie en dan weet wat die ander aan doen nie. Dit is so ek hoor dit voel. So ek dink ons moet afsluit. Daar's nog 2 of 3 puntjies maar ek dink ons kan dit laat want ons het regtig baie gepraat vandag. Ons het die heel agterste voor gehad hierdie week, maar weer dis 'n lekker lang ene. Ja. As jy tot nou gekyk het, baie dankie, ons waardeer dit regtig en ons gaan julle volgende week weer sien. Onthou nou net, dink voor jy drink. Ja, veral met die rugby. Kyk, ek het 'n paar ongelukkies gesien. Daar's nog ek dink nie mense wanneer begin julle dink voor jy drink. So van my kant af 'n naweek vol blessings. Lekker naweek julle. Kant af 'n naweek vol blessings. Lekker naweek julle. Sien klaar. Ek probeer net kyk hoe lank dit daar. Dis 'n baie lang nie series. Baie lang nie. Goeie aarde. Maggie!